Dit was 'n lieflike wintersdag in die groot bos. Die bosdiere het oral rondgesoek na kos of in die sonnetjie gesit en bak sodat hulle kan lekker warm word. Wolf het weer laat opgestaan omdat hy moeg was, want hy het die vorige nag nie veel geslaap nie. Hy het wakker gelê en aan 'n plan gedink om vir Jakkals terug te kry vir sy groot vernedering by die groot plat klip, toe hy en Jakkals moes brood bak in ouma Uil se kompetisie. As ek net dan iets kan dink hoe ek daardie ou Jakkals kan terugkry, dan sal ek weer kan slaap in die nag. Maar ek kan aan niks dink nie, want die ou swernoot is te uitgeslape. So het ou Wolf snags rondgerol. Hy was so moeg in die oggend dat hy skaars sy kop kon oplig. En dan het vrou Wolf hom sommer met kouwater nat gegooi sodat hy kan wakker word en opstaan. Toe Wolf die oggend eindelik wakker word en opstaan, sien hy hoe sy 3 seentjies voor hom staan. Hulle is sommer so bleek van die honger. Ja, tog. Ek sal gaan kos soek. Julle help ook niks. Julle kyk net aan my oë. Pleks julle leer om julle eie kos te gaan soek, maar nee. Dis mos net heeldag pa, ons is honger. Ou Wolf was glad nie 'n gelukkige dier nie. Sy haat vir Jakkals het hom te neergedruk en siek gemaak. Hy wou net heeldag in sy bed bly en sy kop toetrek met die komberse. Wolf stap al met die voetpaadjie langs tot by die rivier om 'n bietjie water te drink, sodat hy oordentlik kan wakker word. Net toe hy afbuk by die rivier om 'n slukkie water te drink, hoor hy skielike geraas nie ver van hom af nie. Wat gaan nou aan? Wat maak so 'n lawaai? Dalk moet ek gou gaan kyk, sê ou Wolf vol nuuskierigheid. Hy sluk eers gou 'n bietjie water en stap dan nader aan 'n digte bos nie ver van hom af nie. Hy druk die bos se takke eenkant toe om te sien waar die geluid vandaan kom. En daar voor hom sien hy iets wat sy mond laat oophang. Hoog in die mik van 'n boom agter die digte bos is daar 'n bok. 'n Luiperd moes hom gevang het en in die boom gaan versteek het. Wolf kon nie glo dat hy so gelukkig is nie. My gedorie waar. Nou wil jy meer. Hier bekommer ek my gedaan oor waar ek vir my gesin gaan kos kry vandag. En hier voor my is 'n week se vleis in die mik van die boom. Wolf stap rondom die boom en soek 'n plek om teen op te klim. Hoe het hierdie luiperd in hierdie boom opgeklim? Hier's dan nie 'n skewe tak waarteen ek kan opklim nie. Wolf kyk en soek en soek. Ek sal maar teen hierdie tak moet opklim. Maar ek sal moet gou maak. Net kom daardie luiperd terug om sy bok te kom eet en dan kry hy my hier. Wolf klim stadig teen die tak op, want die tak se bas is glad en daar's baie kleinerige takkies wat hom oral steek. Maar Wolf klou so al wat hy kan. Hy wil nie hierdie bok vandag verloor nie. Net toe hy amper by die bok is, steek hy sy hand uit na 'n takkie wat naby die bok is en trek hom daaraan op. Maar o wee, die takkie is te dun om Wolf se gewig te hou en daar breek dit af. Wolf se voete gly en daar val hy holles te bolder onder toe en beland in die mik van nog 'n tak. O, eina, skree Wolf. My been sit vas in die mik. Ek dink ek het my been gebreek. O, eina, tog help. Ou Wolf moes redelik lank so in die mik van die boom gesit het en die pyn in sy been was verskriklik. Later was die pyn so erg dat hy gevoel het hy gaan flou word. Intussen was Jakkals ook op pad rivier toe om die waterkanne vol te maak en huis toe te neem vir sy vrou. Net toe hy by die rivier kom, hoor hy die naarstige gekerm en kla in die bos naby die rivier. Liewe aarde tog, wat gaan nou aan? Dit klink nie goed nie. Een of ander dier het pyn. Hoor jy toe roep hy? Jakkals draf vinnig nader aan die bos en druk die takke weg. En toe sien hy dit. Wolf hang kop onderste bo aan sy een agterbeen in die mik van die boom. My liewe genade Wolf, is dit tog nie jy nie? Help my asseblief, sê Wolf swak. Ek weet nie hoe lank ek dit meer kan uithou nie. Maar wat maak jy in die bome, Wolf? Jy's mos nie 'n aap of 'n bobbejaan nie, jong. Ek het die bok in die boom gesien en wou dit afhaal om huis toe te neem vir my gesin. Maar toe ek opklim en aan een van die takkies wou vashou, het die ding gebreek. Ek het geval en toe beland ek hier in die boom se mik. Ou Wolf klink nou al glad nie meer so sterk nie. My liewe ou vriend, wag, moenie te veel beweeg nie, kom ek help jou.
sê Jakkals en stap vinnig rondom die boom om te sien hoe hy vir ou wolf kan red uit die boom se mik. Hierdie is nie 'n maklike boom om te klim nie. Dis waarom die luiperd die bok wat hy gevang het in hierdie boom kom wegsteek het. Luiperd is baie slim. Maar wag, ek sien hierdie een tak van die mik waarin jou been beland het is nie so dik nie. Ek gaan die ding afknaag sodat jy jou been kan loskry. En daar begin Jakkals aan die tak kou en knaag. Gelukkig was die hout van die tak al 'n bietjie droog en kon hy die tak maklik afbyt. Net toe Jakkals die tak afbyt en dit val af grond toe, kom ou wolf saam met die tak af grond toe en daar val hy met een slag op die grond. "Oei-na," skree wolf van die pyn. Ag, jammer ou vriend. Ek kan net dink hoe seer dit moet wees. Toe maar, jy starm nou los. Ek moet sê, daardie been van jou lyk glad nie goed nie. Ons sal jou by ouma Uil moet uitkry. Sy sal raad hê daarmee. Maar ou wolf hoor niks wat Jakkals sê nie. Van al die pyn in sy been het hy flou geword en lê pens en pootjies op die naad van sy rug op die grond. Jakkals wonder nog hoe hy vrou wolf daar gaan wegkry, toe hy nog 'n geluid langs die bos hoor. Hy loer versigtig deur die blare en sien dit is Olga olifant wat daar langs aan staan en smil aan die klein soet blaartjies van 'n boom. Kan jy dit glo? Hoe gelukkig is ek nie vandag nie, sê Jakkals toe hy nader stap aan Olga. "Wat is dit, Jakkals? Ek het nie vandag lus vir jou streke nie," sê Olga olifant en wapper haar groot ore. Nee, my vriendin, jy kan gerus ontspan. My streke is lankal verby. Maar ek het jou hulp nodig. Arme ou wolf het in die mik van 'n boom beland en sy been baie sleg seer gemaak. Ek het die een tak van die mik afgebyt sodat wolf kon loskom en nou lê hy daar onder die boom op die grond. Hy's katswink, uit soos 'n kers. "Maar wat soek hy dan in die boom?" vra Olga olifant en stap nader. "Ag Olga, wat 'n vraag is dit nou? Die stomme man het kos gesoek, soos ons maar almal maak. Hy was net nie so gelukkig soos ek en jy nie. Gaan jy nou help of moet ek iemand anders gaan soek om te help?" vra Jakkals effens vies. "Ja, natuurlik sal ek help, Jakkals. Wat wil jy hê moet ek doen?" "Tel vir wolf op met jou slurp en laai hom op jou rug. Dan neem jy hom na ouma Uil toe. Sy sal presies weet wat om met hom te doen." Ja, goed. Die arme wolf. Kyk net hoe lyk daardie been van hom. Hy het sleg gebreek. Nou ja, ons het nie baie tyd nie. Neem jy hom na ouma Uil toe. Maar net voordat jy hom optel, haal eers vir my daardie bok in die boom uit die mik uit. Ek wil die bok na wolf se huis toe neem. Ek is seker wolf se vrou is al rasend van bekommernis en die kleintjies is seker al naar van die honger. Olga steek haar lang slurp uit en tel die bok mooi versigtig uit die boom se mik en sit hom op die grond neer. "Maar wag, hierdie bok is gans te groot vir jou om alleen te dra. Jy sal hom nooit by vrou wolf uitkry vandag nie," sê Olga. Sy lig haar slurp in die lug en gee een harde trompeter. Die volgende oomblik gee die bos se blare pad en daar kom Ollie olifant nader. "Het jy my gesoek, my vrou?" vra Ollie. "Ja, my man, help jy vir Jakkals om die bokkarkas na vrou wolf se huis toe te neem?" "Doodreg," sê Ollie en swaai die bok se karkas met een swaai van sy slurp tot op sy rug. "Kom Jakkals, draf jy voor, dan volg ek jou." Terwyl Olga olifant vir wolf op haar rug laai, is Jakkals en Ollie daar weg. Vrou wolf was baie bekommerd oor haar man en wou alles weet wat gebeur het. Sy was maar te dankbaar vir die bokvleis wat Ollie en Jakkals daar aangebring het, maar sy was nog meer dankbaar dat Jakkals vir wolf so mooi gehelp het. Ouma Uil het vir wolf sterk salf aan sy been gesmeer en in 'n japtrap verbind. Toe het sy vir Olga gevra om hom na sy huis toe te neem om te gaan rus, sodat die been kan gesond word. "Ai, my ou man," sê vrou wolf later die aand, toe almal lekker geëet het en in die bed is. "Sien jy? Dit het jy nou van jou jaloesie en afguns teenoor Jakkals. Jy behoort jou te skaam. En wie was die een wat jou daar in die boom gered het?" "Ja, ek weet my vrou. En het 'n baie pynlike en duur les geleer. Ek weet nou, ou Jakkals mag sy streke hê, maar hy het 'n goeie hart. Ek is so skaam oor alles. Ek hoop Jakkals kan my vergewe." Die volgende dag was Jakkals weer by wolf se huis.
Hoe gaan dit vandag, my ou vriend? Vra Jakkals. Ai, Jakkals, ek voel so skaam dat ek jou so stief behandel het. My jaloesie en afguns het my amper my lewe gekos. Baie dankie dat jy my gehelp het. Ek weet ek verdien dit nie, maar ek is regtig jammer oor my gedrag teenoor jou. Ag, ou wolfman, baie dankie. Ek vergewe jou. Jy het nou niks om jou verder oor te bekommer nie. Ons is maar almal diere en ons maak almal foute. Ek is net bly dat ek jou kon help. En bly jy nou maar in die bed totdat jou been beter is. Ek sal ook elke dag vir jou gesin kos en water bring totdat jy beter is. Ons moet mos maar mekaar help in die bos, want al is ons nie almal dieselfde soort diere nie, bly ons tog almal saam in hierdie pragtige bos, soos 'n groot familie.